Goeiedag liewe kyker, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Ons is besig met die boek Kolossense en hierdie week gaan ons stil staan vanaf Kolossense 2 van vers 6 tot en met vers 10. Gaan ons kyk na daardie gedeelte, natuurlik 'n fantastiese gedeelte wat so baie vir ons sê oor ons Christendom, oor ons verbondenheid aan Christus en hoe ons vanuit die volheid van Christus dan ook moet leef. Maar voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Hemelvader, baie dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons uit die woord uit kan lees, dankie dat ons u woord kan bestudeer. Dankie vir die inspraak in ons lewe en so kom bid ons vandag dat u weer sal inspreek in ons lewe. Dat u deur die werking van die Heilige Gees ook hierdie woord aan ons oopbreek en verstaanbaar maak en dat ons hierdeur gevoed word, dat dit ons lewens verander, sodat ons 'n verskil in die wêreld daar buite kan maak. Baie dankie vir al u liefde, dankie vir al u genade. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou, die teks gaan oudergewoonte ook op jou skerm verskyn, so jy kan volg daai die 83 vertaling, maar vat jou eie Bybel en merk daarin, lees ook saam met my vanuit jou eie Bybel uit. Nou, onthou nou wat die agtergrond is. Paulus het nou nie hierdie gemeente gestig nie en hy praat met die gelowiges en hy probeer hulle inspireer, hy probeer hulle moed inpraat, want onthou daar is nou dwaalleraars wat die gemeente insypel, mense wat sê nee, julle moet so doen, julle moet so nie hierdie gewoonte hou nie. Christus is nie so belangrik soos wat julle dink nie. En Paulus probeer dan heeltyd vir hulle net eintlik sê hoe belangrik Christus is. Dat hy die sleutelpunt van die evangelie is. Want onthou, in ons vorige week het ons stilgestaan, het hy onder andere gepraat die geheimenis van die evangelie, dat hierdie Christus en wat hy kom doen het, deel vorm van die geheimenis van die evangelie. So hy probeer dit heeltyd nog vir hulle oopbreek en verstaanbaar maak, sodat hulle lewe sinvol kan wees en hulle impak kan maak in die plek waar hulle bly. Nou, kom ons lees saam van vers 6 af. Hy sê, aangesien, so iets het reeds gebeur, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het. So hy praat hier met die gelowiges wat in verhouding gekom het met Christus, wat Christus aanvaar het as Here en as verlosser van hulle lewe. Hy is die koning van hulle lewe. Hy is die ene wat hulle lewe regeer. Laat ons dink aan 'n teks soos Galasiërs 2:20, wanneer Paulus sê, dis nie ek wat leef nie, maar Christus wat nou in my leef, en hy beheer my. En dis eintlik wat hy sê, julle het vir Christus aangeneem. Hy sê, wat moet die gevolg wees daarvan dat ek Christus aangeneem het? En dan sê hy vir hulle, moet julle, omdat julle hom aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom leef. Dis die eerste ding. So jy moet saam met hom leef. Jy moet vir hom strewe. Jy moet eintlik as dit ware aan dieselfde juk trek, né? In verbondenheid met Christus lewe. Julle staan soos een man saam. Goed, in verbondenheid met hom lewe, dan definieer hy dit verder. Hy sê, in hom gewortel, so kry jou, dit laat my dink aan Johannes 15, waar die wingerdstok en die lote vas is aan mekaar, en die lote, hulle sap en hulle lewenssap kry vanuit die wingerdstok uit, ne? En hy sê hier dieselfde, jy is in Christus gewortel, so jy kry jou lewe vanuit Christus uit, nie vanuit 'n ander plek uit nie, maar vanuit Christus, jy is in hom gewortel, en dan sê hy dit net op 'n ander manier, hy sê ook op hom gebou, so hy vorm die fondament waarvandaan af jy gaan bou. So baie belangrike goed wat hy hier vir hulle sê, en vir ons vir vandag. Hy sê, as jy dus sê dat jy 'n Christen is, as jy beweer dat jy 'n Christen is, die woord sê ons vir ons, dan behoort ons ook, ek dink is 1 Johannes wat vir ons sê, dan behoort jy ook te lewe soos wat Christus self geleef het, né? Maar die ander ding is, sorg dat jy in hom gewortel bly. So sorg dat jy Christus die middelpunt en sentrale punt van jou lewe sal bly. En dan sê hy ook, sorg dat jy op hom bou, vanuit daardie basis, vanuit daardie fundament uit, dat jy voortbou. Maar hy sê, alles gebeur
vas in die geloof, omdat ons in hom glo, soos julle geleer is, né? En dan sê hy met dankbaarheid vervul, want die dankbaarheid is dit wat Christus vir jou kom doen het. Dit moet jou lewe kom verander, en as jy Christus in jou lewe inbring, verander dit jou lewe, en dit moet jou met dankbaarheid vul. Dit moet jou met ander oë laat kyk na die wêreld. Dit moet jou op 'n ander manier laat leef ook. Maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Dan gaan hy aan en hy sê in vers 8 vir ons, en nou praat hy spesifiek met hierdie gelowiges, wat dan nou in verbondenheid leef, wat in hom gewortel is, wat glo in Christus, al hierdie goed. Hy sê, pas op, dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Hy sê, dis hierdie dwaalleraars wat so tussen julle is. Mense wat met klomp storieetjies kom, wat nie waar is nie. En julle moet daarvoor julle oppas. Hy sê, dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. Hy sê, Christus het julle kom vrymaak van 'n klomp goed. In Christus moet jy leef, en vanuit Christus moet jy leef. En nou sê hy, hierdie mense kom vertel vir julle klomp goed. Dis nuwe denkwyses, die gnostisisme wat posgevat het. Nou, hierdie mense het onder andere 4 goed gesê, 4 groot goed wat hulle gesê het. Onder andere dat God kan nie in direkte kontak met die wêreld kom nie. God kan nie. Hy is daar ver in die wêreld, is hier onder, ons is hier onder, hy kan nie in direkte kontak kom nie. En dis hoekom Paulus onder andere gedeeltes skryf soos Kolossense 1 vers 19 tot 22, wanneer hy ook sê, weet, God het besluit om met sy volle wese in Jesus, wat hier op aarde gewandel het, te woon. So God het kontak gemaak met hierdie wêreld, en dat hy alles met homself versoen het. En dan sê hulle die tweede ding wat hierdie gnostisiste sê. Hulle sê, God gebruik engele en geeste om te skep. En dan sê Paulus, nee, Christus, alles, en dan skryf hy daar in Kolossense 1, vers 15 en 16, dan sê hy mos, weet, God het deur hom, vers 16, God het deur Christus alles geskep, wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word, alles wat nie gesien kan word. Dis hoekom Paulus dit skryf, want die dwaalleraars het ander goed gesê, en het hierdie mense die mekaar gemaak. Hulle het ook gesê, God hanteer die wêreld deur middel van bemiddelaars, mediators. God kom nie self en hy hanteer hierdie wêreld nie. En dis wat Paulus mos nou sê, Christus het kom mens word, hy het tussen ons kom wandel. Dis God wat met sy volheid in Christus kom woon het, en hier tussen ons kom leef het. En dan het hulle ook gesê, engele speel so groot rol, engele moet aanbid word. En dan skryf Paulus daarteen, skryf hy daar in Kolossense 2 vers 18, jy weet, dat dit nie dat dit eintlik nie die geval moet wees nie. En dan is daar ook die dwaalleraars van die gnostisisme, maar dan was daar ook die Joodse komponent wat ingekom het. So hierdie gemeente het dit gekry van alle kante af. Want die Jode het nou weer gesê, julle moet sekere kosse, mag julle eet sekere kosse, mag julle nie eet nie, sekere dae moet julle op 'n bepaalde manier hanteer, terwyl Paulus eintlik vir hulle kom sê, onthou jy's in Christus. Jou geloof in Christus maak dat jy op hom gewortel, in hom gewortel en vanuit hom funksioneer. So dit maak dit so 'n bietjie anderste. En ek dink is in vandag se tyd nog so, ons moet baie versigtig wees op nuwe filosofieë van die dag, nuwe denkpatrone, dat dit, omdat almal dit doen, beteken nie, dit is reg nie. Ons moet altyd gaan kyk, wat het Christus gesê, want Christus is gister en vandag en môre dieselfde. En daarom moet ons versigtig wees, ons moet al hierdie goed, ons hoor dit, maar ons moet dit gehoorsaam maak aan Christus en sê, is dit reg? Is dit aanvaarbaar? Is dit nie aanvaarbaar nie? Nou goed, kom ons kyk, so, hulle kry aanvalle
van 'n Joodse komponent en van die gnostisisme. Dan gaan hy aan en hy sê vir hulle, in hom, in Christus. Ons lees nou net gou verder, vers 9, in hom is die volle wese van God beliggaam. So hy sê, God woon met sy volheid. Hy gebruik die Griekse woordjie plero, wat wys dit is vol, tot bo toe. So Christus is in sy volheid, is God in hom teenwoordig, né? En dit is Christus wat hier op die aarde gewandel het. En dan sê hy, in verbondenheid met hom, die feit dat ek aan hom verbonde is, en dit is my geloof in hom, deel julle in sy volheid. Deel ek en jy in God se volheid. En dit is onder andere die Heilige Gees wat in ons kom, né? Is God se volheid wat in ons woon. Want my en jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. So God se volheid woon in ons. So jy is nie sommer net enige iemand nie. En dis hoekom hy sê, God woon met sy volheid in Christus, en my verbondenheid aan Christus beteken dat God se volheid dan ook in my kom woon. En dan sê hy vir ons, hy is die hoof oor elke mag en gesag. Hoor dit, hy is die hoof oor elke mag en gesag. Want hoekom? Alles is deur hom en vir hom geskep. So nou kom sê hy vir die mense wat as dwaalleraars ingekom het, sê julle as gemeente vir hulle, Christus is die hoof oor elke mag en gesag, want alles is deur hom en vir hom geskep, né? Hy is eintlik die eersgeborene, né? Hy is die eersgeborene en ons het al daaroor gepraat. Dis 'n bepaalde titel, né, die belangrikheid. Maar hy sê net hier, Christus is nie sommer net enige iemand nie. Hy is nie soos die engele nie. Hy is nie soos ander magte nie. Hy is die hoof. Hy is die belangrikste. Hy is in beheer van al hierdie magte en hy het gesag oor hulle. Oor elke mag en gesag is hy die hoof. En dit is dan tot waartoe ons vir hierdie week gaan. So wat ons eintlik vir mekaar sê is, onthou, in my en jou wêreld gaan daar steeds ook mense kom wat dalk ander teorieë het, wat jy dalk nog nooit van gehoor het nie, maar ons moet daardie goed vat, luister daarna, maar maak dit aan Christus gehoorsaam, gaan sit dit voor sy voete neer en vra, is hierdie goed reg? Ondersoek dit op grond van die Bybel. Dit moet nie die Bybel weerspreek nie. En ek dink dit is belangrik. En om te weet die posisie van Christus, hy is verhewe bo die hele skepping, hy is die eersgeborene en alles is deur hom en vir hom geskep, en dat ek en jy Christus so moet hanteer. En hy sê, onthou, kom ek en jy gaan leef in verbondenheid met Christus. Kom ek leef naby hom, deur die werking van die Heilige Gees, deur die Heilige Gees wat my daartoe help. Kom ek laat my lewens, my geestelike wortels in Christus groei, en laat ek my voeding vanuit Christus kry, my geestelike voeding, en laat ek daarvandaan af verder bou, geestelik groei en vrug dra. En ek bid dit vir jou, dat jy dit sal ervaar in jou lewe. So, kom ons sit net so en dan sluit ons die oë. Vader, baie dankie vir alles wat U doen. Dankie, Jesus, dat U so 'n besonderse mens kom word het. U wat God is, dat U kom mens word het, tussen ons kom wandel het, dat U bemoeienis gemaak het met ons, met die wêreld. Dankie dat ons in U gewortel en gegrondves kan wees, in verbondenheid met U kan leef. Dankie dat die volheid van God in U is, en ons deel kan hê daaraan. Dankie dat U ook die hoof is oor elke mag en gesag wat daar is. Baie dankie dat ons U kinders kan wees. Ons kom bid dat U ons ook sal seën, sodat ons 'n seën vir ander kan wees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Gaan kyk gerus na die Bybelstudie vrae wat hierna volg, en dan kan jy verder in diepte ingaan in hierdie gedeelte. So volgende keer gesels ons daarvan vers 11 af
tot en met einde vers 15 gaan ons kyk wat sê hierdie gedeelte. So, baie seën vir jou week, gaan maak 'n verskil. Sorg dat jy jou geestelike wortels in Christus laat grondvat. Groete en ons gesels volgende week weer as die Here wil.